Goeiedag maats, welkom by dag 51 van Storytyd met Anne. Die naam van ons verhaal vandag is Helen se haarsny uit geliefkoeste slaaptydstories, volume 1 deur Oom Arthur. Kom ons bid saam. Liewe Vader in die hemel, baie dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons gesond is en dat ons weer na die storie kan luister. Help ons om mooi te luister en te verstaan wat die storie vir ons wil leer. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Helen was 'n baie besige dogtertjie, vol pret en kattekwaad en net 5 jaar oud. Eendag het mense langs hulle in die groot huis ingetrek met 2 lieflike tweelingdogtertjies van so 3 jaar oud. Hulle het die mooiste blonde krulhare gehad, wat hulle pappa se trots en vreugde was. Helen se mamma wou graag 'n goeie indruk maak op die nuwe bure. So het sy vir Helen gesê om vriendelik en bedagsaam te wees teenoor die tweeling. Natuurlik, mamma, sê Helen. Ek dink hulle is so pragtig en ek sal baie vriendelik wees met hulle. Moenie bekommer nie. Sal ek na hulle toe gaan? Nee, sê mamma. Wag tot hulle mamma jou uitnooi. Ek dink sy is nou baie besig om hul plek reg te kry. Dan dink ek hulle sal eers hier na ons toe kom, sê Helen. Dit mag so wees, antwoord mamma. Maar as ek dalk nie hier is nie, onthou wat ek vir jou gesê het. Natuurlik sal ek, mamma. Ek sal so vriendelik en goed wees. Helen was reg. Die tweeling het eerste na hulle huis toe gekom. Hulle het op 'n opening in die heining gekry, deurgekruip tot in Helen hulle se tuin en alself daar tuis gemaak. Helen het hard probeer om vriendelik teenoor hulle te wees. Toe het hulle, net soos dogtertjies maar is, begin praat oor hulle hare. Wat 'n pragtige krulle het julle darm, sê Helen. My ma sê, dit is nog mooier as myne. Ons hou nie daarvan nie, antwoord die tweeling. Dit maak te seer wanneer mamma dit uitkam. Ons wens ons het kort hare gehad so seuns. Ja, ons wens ons was seuns, sê die ander tweeling. Maar mamma sê, ons kan nie nou verander nie. Wel, as julle nie van lang hare hou nie, waarom sny julle dit nie af nie, sê Helen. Dit was 'n nuwe gedagte vir die tweeling. Hoe sny mens dit af, vra die een. Met 'n skeer, sê Helen. Kyk, ek sal julle wys. Sy het een van haar ma se skere in die huis gaan haal en 'n kort stukkie van haar eie hare afgesny. Sal jy ons hare afsny? Vra die tweeling. As julle wil hê ek moet, antwoord Helen. O ja, asseblief, antwoord hulle. Ons wil so seuns lyk. Helen dink dis 'n wonderlike idee en dit sal 'n oplossing wees vir wie die mooiste hare het. Toe laat sy een van die tweeling op 'n stoelietjie in die kombuis sit en begin werk. Knip, knip, knip gaan die skeer en gou-gou is die eerste krulle af. Die een tweeling begin al hoe meer na 'n seun te lyk met die kort hare. Daarna is dit die ander tweeling se beurt. Sy het skaars begin. Toe
kom haar ma terug. Bleek geskrik, val sy in 'n stoel neer. Die tweeling skrik ook en hardloop na die deur uit. Terug na hul eie huis. Helen, sê mamma, waarom het jy dit gedoen? En wat gaan hulle pa sê? Hy gaan ons nooit vergewe nie. Voor Helen kan antwoord, lei die voordeurklokkie kliphard. Die tweeling se pa was by die voordeur, rooi in die gesig en baie kwaad. Waar is daardie stout kind? Skree hy. Hoekom het sy my dogtertjies se pragtige krulle afgesny? Toe sien hy vir Helen staan met trane wat soos riviere oor haar wange loop. Jy, het hy probeer sê, maar die regte woorde wou nie uit nie. Nadat hy weg is, het Helen probeer verduidelik, maar daar was nie 'n regtige verskoning vir haar slegte gedrag nie. Jy sal gestraf moet word vir jou dwaasheid, sê ma. Maar hoe? Toe kry mamma 'n idee. Ek dink hulle pa sal beter voel as jy ook soos 'n seun lyk. O nee, moenie my krulle afsny nie, mamma, huil Helen. Ek is jammer. Maar ek sal moet, sê mamma. Dit is die enigste manier hoe jy 'n les gaan leer wat jy nie sal vergeet nie. En so het Helen ook 'n haarsny gekry, net soos die een wat sy vir die een van die tweeling gegee het. Toe was daar 2 dogtertjies wat so seentjies gelyk het. Een aan die een kant van die heining en een aan die ander kant van die heining. Teen die tyd dat hulle hare uitgegroei het, en gelukkig het dit nie lank gevat nie, was hulle baie beter en soeter kindertjies. Ons Bybelvers vir vandag kom uit Matteus 7 vers 12 en dit sê: Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete. Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete. Baie dankie maats en lekker dag vir julle.